Geliefde kind van God, ons gaan God se woord vanoggend hoor uit Hebreërs 1 vers 4. En hier word gepraat van die engele. Hier staan, is hulle almal nie dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word, ter wille van die wat die saligheid sal bereik. Dit is die kern, die samevatting van die leer aangaande die engele. Nou geliefde kind van God, die woord engel het eintlik onder ons 'n baie positiewe konnotasie. Alhoewel alle engele nie positief of heilig is. Ons gebruik baie keer die engel, die naam, die bynaam engel vir iemand naby aan ons, man, ons vrou, ons kinders. Maar weet ons genoeg van die engel? Het jy al binne in 'n gereformeerde kerk 'n preek uitsluitlik oor die engele gehoor? Wanneer ons? Daar's so baie misverstande en hierdie misverstande kom as gevolg van swak kennis. Byvoorbeeld die idee dat wanneer ons doodgaan, dan groei ons vlekkies en dan is ons engeltjies in die hemel. Weet nie wie dit uitgedink nie, maar sulke gevolgtrekkings kom deur swak kennis. En wat sê die woord? My volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Dis baie belangrik om jou kennis aangaande die werk van die engele te verbreed. Hoekom? Want God sê, verkondig my hele raad. Dit beteken baie keer al gevoel dalk, maar hierdie klink soos 'n grammofoonplaat wat vasgehaak het. Ek hoor Sondag na Sondag dieselfde boodskap net met 'n ander teks. Dis nie die verkondiging van God se raad. Letterlik beteken dit van Genesis tot Openbaring. Nou die leer aangaande die engele word in 3 dele verdeel. Ons het die leer aangaande die engele in die hemel, die heilige engele. Dan het ons die leer aangaande die Satan, wat die engel Lucifer was en is. En dan het ons wat ons in teologie noem demonologie, die leer aangaande demone, wat die gevalle engele is wat saam met Satan in Openbaring uit die hemel geval. En hierdie 3 is so verbind aan mekaar. Hoor mooi, skryf vandag baie mense wat die bestaan van Satan betwyfel. Wat doen jy eintlik? As jy die bestaan van Satan betwyfel, betwyfel jy die bestaan van engele in geheel, want die Satan is en was dit. Wat leer die woord ons oor die bestaan van die? Hoekom het jy nog nooit of baie lank terug oor hierdie iets gehoor, as die woord 273 keer oor engele praat, en in die 66 boeke van die Bybel, letterlik die helfte, 33 daarvan verwys na. Jesus verwys in al 4 evangelies na die werk van die engele. Hoekom is ons skaam om daaroor te preek? Want ons eie belydenis praat daarvan. Die NGB artikel 12, en ek hou dit voor. Hy het ook die engele goed geskep om sy boodskappers te wees en sy uitverkorenes te dien. Sommige van die engele het uit hulle vergewenheid, waarin God hulle geskep het, in die ewige verderf geval. Maar die ander het deur die genade van God in hulle oorspronklike toestand volhard en staande. Die duiwelse en die bose geeste het so ontaard dat hulle vyande van God is, sowel as van alles wat goed is. Nou dit is die eerste gevolgtrekking wat jy uit skrif en belydenis kan maak. Die engele is geskape wesens. Hulle was nie soos God die Vader, Seun en Heilige Gees van ewigheid tot ewigheid daar. Hulle is geskape wesens. Nou wanneer? Ons weet nie presies. Job 38 vers 4 tot 7 sê, die engele het reeds bestaan toe God die hemel en die aarde geskaap het, die môresterre en die seuns van God. Dis Hebreëse benamings vir die engele. Hulle het gejubel op die dag van die skepping. Dit beteken dat hulle nie ewig is, maar dat hulle geskaap is. Kolossense 1 vers 16 sê, want in hom, Jesus Christus, is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is. En dit sluit die engele. Hulle is almal op dieselfde oomblik geskaap. Daar word nie elke dag 3 nuwe engele geskaap. Die getal van die engele word ook nie minder of meer. Die woord is baie duidelik daaroor. Hulle kan nie voortplant nie en hulle kan ook nie sterf. In God se woord word 'n engel altyd voorgestel as 'n jong man.
In Genesis, in Markus, in Lukas, in Handelinge, reg deur tot in Openbaring. Nêrens in die skrif lees ons van 'n vroulike engel of 'n kinderengel of 'n ouer man engel. Ons lees in Markus 12 vers 25 dat Jesus sê, wanneer die dode opstaan, dan sal daar nie meer getrou word of in die huwelik gegee word nie. Hoe? Soos die engele in die hemel. Dit beteken die engele trou nie. Hulle kry nie kinders nie. Hulle is daar as heilige dienende wesens vir die uitverkorenes, die wat die saligheid sal hê. Nou wat is die getal van die? Psalm 68 vers 18 sê, 10.000e en duisende maal duisend. Daniël 7 sê, 1000 maal duisende en 10.000e maal 10.000. Openbaring 5 sê, 10.000e van 10.000e en duisende van duisende. Nou jy hoor dieselfde ding oor en oor. Hierdie is 'n Hebreëse idiom wat beteken ontelbaar baie. Ontelbaar baie wesens. So die aard van die engele is ook belangrik. Hoe lyk dit? Hoe lyk dit? Hebreërs 1 vers 14 sê vir ons baie duidelik dat die engele is geestelike wesens. Daar staan, is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word. Geestelike wesens wat met tyd liggaamlikheid kan aanneem. Daarom word elkeen opgeroep tot gasvryheid. Hoor hierdie kan jy dalk bang maak. Hebreërs 13 vers 2 staan daar, sonder dat jy dit weet, kan jy 'n engel as 'n gas herberg. Want dink daaroor. God roep jou op tot gasvryheid teenoor alle mense, want jy weet nie, wanneer herberg jy 'n engel as 'n gas. Nou dan die orde van die engele, om dit te verstaan, die engelryk te verstaan, is baie belangrik. Daar's 3 verskillende engele, waarvan die eerste groep die gerubs is. Die gerubs is ook in die orde van die hemele die hoogste engel, buite God self. Die God is die hoogste, en daarna kry 'n mens die gerub. Die gerub beteken letterlik om te beskerm of om te bedek. Word 91 keer die woord na gerub gepas. Die gerubs is ook gestuur om na die sondeval, toe Adam en Eva uit die tuin van Eden verdryf is hulle gestuur om die poort, die hek wat God toegemaak het by die ingang van die tuin van Eden te bewaar, sodat niemand weer daarin kom voor die tyd weer aankom. Die gerub se beeld is op die versoendeksel van die verbondsark, is dit opgesit. Die gerub troon op die voorhangsel as jy in die tempel instap. En dan profeteer baie belangrik, 2 Samuel 22 en Psalm 18 vers 11 profeteer, dat wanneer die Messias kom, dat hy op 'n gerub sal, dat hy op 'n engel sal. Jesegiel 1 beskryf vir ons die voorkoms van 'n gerub baie duidelik. Hulle het die gestalte van 'n mens, hulle het 4 verskillende aangesigte, waarvan die een aansig die van 'n mens is, die ander een die van 'n leeu is, die ander een die van 'n bees is, en die ander een die van 'n arend is. Hulle het 4 vlerke, 2 aan elke kant. Hierdie is nie, hoort nie nuwe nuus te wees. Hier goed staan alles in God se woord. Ons hoor dit nie. Hulle het 4 vlerke, gerub, 2 aan elke kant. Hulle het bene wat reguit is, en hulle pote lyk soos die pote van 'n kalf, wat glinster soos blink gespierde koper. Hulle, onder hulle 4 vlerke het hulle mense aan, hande wat soos mense sin lyk. Vers 8, Jesegiel. En as hulle vlerke begin klap, dan klink dit soos die geruis van baie waters. Jy kan jouself indink, hierdie dienende gees, die gerub, hoe indrukwekkend dit moet wees, om hulle by die troon van God te kan sien. Dan kry ons ook die serafs. Buite die gerubs is daar ook serafs. Die serafs is die Hebreëse woord wat beteken die brandende een. Ons leer 4 dinge in God se woord van hierdie groep engele. Hulle omring God se troon. Daai is die engele hier by God. Daai by God se troon. Jesaja sê vir ons baie duidelik, en hulle werk is om daai troon van God te staan dag en nag en te lofprys. Heilig, heilig, heilig. Dit is hulle lofprys. Elkeen van hulle het 6 vlerke. Een paar bedek hulle voete mee. Die tweede paar bedek hulle gesigte mee.
En die derde paar gebruik hulle om te vlieg. Ons lees in Openbaring 4, verder van hulle voorkoms, hulle het oral oë. Nou dit simbolies beteken dit, hulle sien, sodat hulle God se voorsienigheid in wat in die wêreld gebeur, kan hê. Ons lees in Openbaring 5, dat hulle die lam aanbid, die oomblik as hy die seels in die hemele oopkom. Maar hulle is nie wat die laaste 7 bakke van wraak van God in Openbaring op vir die aardsengele aangee om op die aarde uit te sit. Openbaring 19 lei die serafs die aanbidding van God. Dit is ook die engele wat in die hemele uitbars van blydskap oor elke sondaar wat op bekering. Lukas 5. Nou kry jy die aardsengele. Die aardsengele is volgens die geskrif van Henok, wat 'n baie gesagvolle geskrif is, want die woord haal Henok aan. Michael, Ariel, Raphael, Gabriel, Jofriel, Asrael en Gamuel. Waarvan ons in die woord net die 2 bekende name het, Michael en Gabriel. Nou Michael se naam beteken, wie is soos God? Hy is een van die 7 aardsengele en hierdie engel het nie autoriteit oor die cherubs en die serafs, maar hy het autoriteit oor 'n legioen van engele, gewone engele, wat op die aarde die werk van God volbring. Michael is aangesê om die liggaam van Moses te beskerm na sy dood. Gaan lees dit in Judas vers 9. Michael en hierdie groep engele sal God se kinders beskerm tydens die groot verdrukking wat Daniël 12 vers 1 sê. Dit sal ook Michael wees wat die wederkoms gaan aankondig hier op aarde, 1 Tessalonisense. Saam met Michael is daar ook Gabriel. Gabriel beteken die magtige een. En sy belangrikste werk is om boodskapper te wees. Hy kondig die geboorte van Johannes die Doper aan. Hy kondig aan Maria die geboorte van Jesus aan. Hierdie groep engele voer die wil van God op aarde uit. God gebruik hulle om Sodom en Gomorra te vernietig. Genesis 9. God gebruik hulle om die 10de plaag in Egipte in sy volheid te voltrek. Eksodus 12. God gebruik hulle om die pes onder Israel in te stuur as hulle nie tot bekering wil kom nie. 2 Kronieke 21. Dit is hierdie engele wat die wet aan Moses oordra. Het dit geweet? God gebruik sy engele om die wet aan Moses oor te dra. Handelinge 7 bevestig dit, Galasiërs 3 bevestig dit, Hebreërs 2 bevestig. Dis ook hierdie engele wat uitgestuur word om met die wederkoms in Matteus 13 oor die 4 uithoeke van die wêreld gaan, die mensdom te vergader en die gelowige van die ongelowige te skei, die skape van die bokke te skei. Dit is hulle. Cherubs, serafs en aardsengele te oorneem. Nou wat van 'n beskerming? Woord dit baie mense beweer, ek het 'n beskermengel wat die hele tyd hier saam met my gaan. Waar ook al is, die woord sê dis nie waar. Die woord leer ons duidelik dat engele daar is om ons te beskerm. Dit is dit. Maar daar is nie net een engel wat jou beskerm. Dit word aan die hele engelenryk toevertrou om die gelowiges te beskerm. Hoor wat sê Psalm 91 vers 11. Want hy sal sy engele, baie belangrik weervat, hy sal sy engele aangaande jou enkelvoud bevelig om jou te bewaak op al jou. Jy hoor, engele meervoud, jou enkelvoud, meer as baie. 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal 1.000. Hulle sal jou op die hande dra, sê Psalm 91, sodat jy jou voet teen 'n klip nie sal stamp. So engele word gebruik om jou uit bepaalde situasies te red. Die engele red vir Lot uit Sodom en Gomorra. Die engele help vir jou. Die engele wil bring vir Elia kos as daar vir 3,5 jaar nie reën is, niks is geëet. In Handelinge 5 word die engel gebruik in die Nuwe Testament om die apostels te red en later ook vir Petrus. Die engele lei ook ons in optrede. Filippus word deur 'n engel in 'n situasie ingedwing waar hy die woord aan die Ethiopiër kon getuig in Handelinge 10.
'n engel beveel vir Kornelius om vir Petrus te gaan haal, sodat die evangelie verkondig kan word. In Handelinge 27 lei 'n engel ook vir Paulus in 'n bepaalde situasie. Nou verder as jy bid, dan is dit as dit ware sê een van die skrifverklaarders, aktiveer jy die engele op grond van die verhoor van God op jou gebed. Dit gebeur in Handelinge 12, waar gelowiges bid, die apostels bid oor 'n situasie en God gebruik engele om daardie gebed te verhoor. So God gebruik engele om jou te bemoedig. Gaan lees Handelinge 5, gaan lees Handelinge 27. God, en dis baie belangrik. As jy niks van die engele wil weet nie, weet ten minste dit. Jy gaan die engel sien as jy sterf. Lukas 16 vers 22 sê, die hospitaalgange is vol van engele. Die hoofweg, daar waar daar ongelukke plaasvind en gelowiges tot sterwe kom, is vol van engele. Daar waar jy jou laaste asem uitblaas, gebruik God die engele om jou siel na Jesus Christus te neem. Jou geloof word voor die engele bely. Lukas 12. Die engele is bewus van jou lyding hier op aarde, hulle weet wat aangaan. 1 Korintiërs 4 vers 9. En dan in 1 Timoteus 5 is die engele teenwoordig as jy 'n verbintenis maak teenoor God. As jy hier doop as doopouer, staan die engele hier saam. As jy hier kom belydenis van geloof aflê, dan staan hier engele saam. As jy die dag hier trou, dan staan die engele saam. Hulle is teenwoordig. As jy jou verbind aan God, gaan lees 1 Timoteus 5. So wat moet ons houding dan teenoor die engele wees? Moet ons dan maar deur die lewe gaan en sê, wat is oulik, daar's engele, maar verder hoef ek niks van hulle te weet. Ons mag en moet verstom wees oor hulle werk. Daniël 8. Ons mag hulle bediening waardeer, want hulle is daar vir ons ter wille van die wat saligheid sal beerwe, om ons te dien. Hulle word deur God uitgestuur om ons te dien. In lyding, in bepaalde situasies, wanneer ons bid, soos ons alles nou hanteer. En dan, in terme van die toekoms, sê God se woord in 1 Korintiërs 6 vers 3. Jy sal eendag oor die engele oordeel. Gaan lees dit. 1 Korintiërs 6 vers 3 sê, elke gelowige sal in die laaste oordeel oor die engele oordeel. Nou wat beteken dit? Dit beteken die hartseer aangaande die engelryk, dit aangaan. Die laaste oordeel, die gevalle engel. Ons lees dit in 1 Timoteus 5 vers 21, die volgende: voor God en Jesus Christus en wie? Die uitverkore engele. So jy kry, soos die NGB dit ook sê, die uitverkore engele, waardeur God in sy genade hulle laat volhard om in hulle toestand te bly waarin hulle geskep is, en jy kry ook die onuitverkore engele, die wat hulle eie lot oorgelaat is, en wat uit die hemel geval het. Met ander woorde, hierdie term sê baie duidelik vir ons, dat daar uitverkore engele is. 1 Timoteus 5:21, voor God en Jesus Christus en die uitverkore engele. En daarom is die orde van die engele vir ons baie belangrik. Ons het gehoor dat ons regerings kry wat die hoogste orde van ons is. En nou kom die hartseer. In Jesegiel 28 vers 14 tot 16 praat God met die Satan. Hy praat met die Satan, hy sê vir die Satan, 'n mens wil amper trane in jou oë kry as jy hierdie brief lees vir die Satan. Sê God, jy was 'n gerub. Jy was die hoogste orde van engel. Jy het met jou uitgespreide vlerke wat beskik. Ek het jou gestel op 'n heilige berg, Lucifer. Jy was volkome in jou weë van die dag af wat jy geskep is, tot daar ongeregtigheid in jou bevind. Wees die grootheid van jou koophandel, het hulle jou binnenste met geweld geval, en jy het gesondig. Daarom het ek jou as onheilige van die Godeberg afgedryf, uit die hemel uit. En dan hoor ons, hoe hartseer God is as hy dit sê. Hoogmoedig het jou hart geword, o gerub Lucifer, oor jou skoon.
Jy het hoogmoedig geword oor jou skoon. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Jy moet jou op die grond gewy. Daar eindig God se brief aan Lucifer, aan die Here. Dit bevestig presies wat Jesus sê in Lukas 10 vers 18, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Judas 6 bevestig dit, en die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het hy vir die oordeel van die groot dag met die ewige boeye onder duisternis bewaar. En so kan jy ook nie die lewe, sterwe, opstanding en hemelvaart van Jesus Christus indink sonder die werk van die engele. Sy geboorte is aan Maria geopenbaar. Sy geboorte is aan die skaapwagters buite Bethlehem geopenbaar. 'n engel waarsku vir Josef om te vlug na Egipte as al die seentjies doodgemaak. Matteus 2 vers 13. 'n engel kondig weer aan Josef aan, jy kan nou teruggaan in Israel toe, want die verdrukking is verby. Matteus 2 vers 9. Tydens sy bediening, wie kom sterk om die nag in, of eerder in die woestyn as die Satan hom versoek? Lucifer hom versoek. Die engele kom. Matteus 4. Wie is daar die aand saam met hom in die tuin, as hy in sy uur van nood bid, Lukas 22? Die engele. Daar staan 12 legioene engele gereed en wag op God se woord tydens sy verhoor om hom te gaan verdedig. Matteus 26:53. By sy opstanding is daar 'n engel wat die steen van die graf afwerp. En hy gebruik ook die engele om aan die vroue die nuus te bring. Waarom soek julle die wat lewe by die dooies? Dit word in al 4 evangelies bevestig. So tydens sy hemelvaart, wanneer hy opvaar na die hemel toe, is dit die engele, Handelinge 1 vers 10, wat vir sy disippels kom sê, hy sal net so terugkom, soos hy gegaan. Tydens sy wederkoms, is dit die engele, wat dit aankondig, die basyne blaas, en saam die wolke. Dink jy nog steeds dit is onbelangrijk om iets van die engele te doen? Wat bly oor vir die engele om te doen in jou lewe voor die wederkoms? Die engele moet ons as gelowiges nog op die voorkop kom verseël voor die laaste oordeel aanbreek, sodat en die basyne blaas, sodat ons teen die gevaar beskerm kan word. Openbaring 7. Hulle moet nog die basyne blaas. Hulle moet nog die bakke van wraak van God se oordeel op die aarde uitgooi. Openbaring 15 tot 16. Hulle moet die vonnis oor Babylon voltrek. Openbaring 8. Hulle moet nog die nasies by Armageddon bymekaar roep, sodat God daar met die ongelowiges kan afreken. Openbaring 9. En dit, geliefde kind, dit is die leer aangaande die van Genesis tot Openbaring. Nou wat jy nou vanoggend gehoor, sal jy jou lewe kan indink sonder die. Nie om hulle te aanbid nie, want God sê jy mag hulle nie aanbid. As Johannes voor 'n engel neerval in Openbaring, dan sê hy moet my nie aanbid. Maar jy kan waardering vir wat hulle vir jou. Hulle is dienende geeste wat uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid beerwe, ter wille van jou. As God hulle nou onttrek, as God nou die engele onttrek, dan verteer die bose ons in 'n oog. Jy dink dalk nie so nie, maar hier om ons is 'n magdom engel wat ons beskerm, ons op die hande dra sodat ons voet nie teen 'n klip sal staan. Dank God elke dag, nie vir jou beskerm engel nie, vir die engele in jou lewe, want jy sal nooit weer sonder hulle wees tot in ewigheid. Hulle tree as bewakers op van die stadspoorte van die nuwe Jerusalem. Daar by daai stadspoort wag hulle vir. Dit sê Hebreërs 12 vers 22. Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende,
die hemelse Jerusalem en sy 10.000 en Amen. Vader in die hemel, baie, baie dankie dat in hierdie gemeente die volle raad verkondig kan en behoort. Dankie dat U deur die Gees ons lei om vanoggend ook te besef hoe belangrik die werk van hierdie dienende geeste is om ons as die wat die saligheid sal beerwe te kom dien. Vader, ons is so hartseer oor die sondeval. Ons moet leer hoe meer net hoe die sondeval elke faset van die skepping kom indring en kom vuil maak. Selfs die engele, selfs die vernaamste, die glansryke Lucifer, waar daar hoogmoed in sy hart ontstaan, en waar hy 1/3 van die engele saam met hom geneem het. En hierdie op aarde nou rondloop soos 'n brullende leeu, soek na iemand om te verslind. Maar ons dank U, Vader, vir hierdie dienende geeste, waarin U ook dit so beskik, dat hulle ons dien in beskerming, volgens Psalm 1. Dankie vir die rykdom van die woord, en dat ons elke keer wanneer ons U woord hoor verstom staan, en dat ons in kennis mag vermeer. Verhoor ons ook in hierdie gebed, want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die Here, tot in alle ewigheid. Amen.